Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou ons is hierdie week besig om te praat oor die sleutels, die oop deure wat die Here vir my en jou gee om betrokke te wees, saam met hom sy koninkryk te bou en 'n verskil te maak in mense se lewens. Wat 'n voorreg het ons om dit te doen. En deel van die beeldspraak wat Jesus gebruik het was die ding van ek gee aan julle sleutels, ek gee aan julle oop deure. En julle moet lewens aanraak daarmee. Maar hoor hierdie woorde in Lukas 11, woorde van Jesus, juis oor hierdie sleutels. Hy sê, ellende wag vir julle, wetskenners, want julle verberg die sleutel tot kennis vir die mense. Julle gaan self nie die koninkryk binne nie, en julle verhinder ander om in te gaan. Dis 'n verskriklike harde, verdoemende versie, waar Jesus waarsku en sê, julle het 'n sleutel, en julle gebruik hom eerstens verkeerd, en julle gebruik hom om mense seer te maak, julle gebruik hom nie vir julle self nie, en ook nie vir ander nie, en is regtig een van daai harde versies, maar is 'n versie wat ek en Jan moet aandag gee, van, besef jy daar's 'n sleutel in jou hand, en jy het 'n invloed op mense se lewens, en wie weet, dalk moet jy hierdie harde woorde hoor van, hoorie, wat doen jy met daai sleutel? Verberg jy hom, maak jy mense seer met hom, hou jy mense weg van die koninkryk van God af met hierdie sleutel. Soos ek sê, ons glo in die positiewe, maar baie keer moet ek en jy hierdie harde waarheidswoorde hoor. Weet jy, daar's mense in jou lewe, en jy sit met die sleutel, ek het nie daai sleutel in my hand nie, ek ontmoet hulle nie, niemand ontmoet hulle nie, net jy ontmoet hulle. En net jy praat met hulle en kan met hulle praat oor die ewigheid, oor die koninkryk. En dan sê hy hierdie woorde, julle verberg hierdie sleutel vir ander, die sleutel van kennis, die kennis van die liefde van die Here. Julle gaan self doen en julle verhinder ander om in te gaan. Daar's natuurlik ook die ander kant, né? Baie van ons sit met kennis en ons vertel vir almal kennis. En ons het skriffies vir almal en ons bemoedig almal. Maar self leef ons dit nie. Met ander woorde, ek sit met 'n sleutel, ek hou my eie hart toe, terwyl ek vir ander mense goed leer en goed vertel. En terwyl ek vir ander mense sê hoe hulle moet lewe, maar self gebruik ek nie daai sleutel op my eie hart nie. So, die vraag is, wat doen jy met die sleutel in jou hand? Die sleutel na jouself toe, het jy al jou hart oopgemaak vir die Here? Het jy jou hart oopgemaak vir die Gees van die Here? Is jy eerlik opreg besig om jou hart oop te maak vir die Here? En tweedens, wat doen jy met die sleutel van ander mense se harte, ander mense se geloof, ander mense se kennis? Is jy besig om hulle te versterk in hulle geloof, sodat hulle kan die koninkryk, die liefde van die Here, die guns, die genade van die Here regtig kan beleef? Ek dink ons moet erns maak met hierdie woorde en sê, Here, wat doen ek met die sleutel in my hande? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy die sleutels in ons almal se hande geplaas. Die sleutels van ons eie harte, maar ook baie keer die sleutels van ander mense se lewens. En hierdie vers waarsku ons moet erns maak met wat doen ons met hierdie sleutels. En nou kan ons net bid, gee ons genade om altyd ons hart oop te maak vir U en altyd gereed te wees om met ander te praat oor hulle sleutels van hulle hart. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.